ek wil nie vanoggend onnodig lank wees nie. Want ons kan ook terugkom waar ons nou was in die worship. En ek wil juist praat oor hierdie, want dit is presies waaroor vanoggend se boodskap gaan. Waar die wie verlore is, gevind word. En broers en susters, die realiteit is, ons kan die Here dien vir jare en nog steeds verlore raak. Ons kan die Here dien vir jare en nog steeds alleen voel en eensaam voel. En ons lewe in 'n wêreld waar daar hartseer is, en alhoewel die Here alomteenwoordig is, en alhoewel ons sy kind is daar oomblikke wat ons alleen voel, wat ons ver voel. Nou ons is in die reeks wat ons praat oor geestelike gewoontes en vanoggend se gewoontes nie altyd 'n lekker een wat ek wil oor praat nie, dit is nie altyd 'n maklike een nie. Want dit kos vir ons om bietjie te gaan diep grawe. Dit kos vir ons en vir party diep en vir party nie so diep nie, want dalk is die Here al 'n geruime tyd besig met jou met hierdie ding. Ek wil vanoggend kom praat oor 'n baie sensitiewe topik wat ons nie meer oor praat nie, waar ons in die gevaar inval waar die wêreld sonde kom sugarcoat. En ons besef nie die effek daarvan in ons lewe nie. Ons besef nie die effek van sonde, as ons aanhou sonde doen, besef ons nie hoe ons afgesny word van God af nie. Want ons gaan nou 'n skrifvers lees waar hulle sê, want ons almal doen sonde en dit onderbreek ons aan die geregtigheid van God. Nou daar's baie mense wat sê, as jy in Christus Jesus is, kan jy nie sonde doen nie. Nou vra ek hierso vir ons in 2 Korintiërs 7 vers 9 tot vers 10 skryf Paulus die volgende: nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Nou as ons in sonde kon voortleef, nadat ons Christus Jesus kom sterf het aan die kruis, vra ek met die grootste liefde, of as dit aanvaarbaar was vir God die Vader, dat ek mag in my sonde voortleef, waarvan hy my losgekoop het, waarom het Jesus dan vir my kom sterf om vry te wees in die eerste plek? Ja, ek stem saam, die natuurlike geaardheid van sonde doen is nie meer daar nie. Dan word ons staan nie op elke oggend en voel, Jesus, vandag is 'n goeie dag vir sonde nie. Omdat as ons hart vir die Here gee, staan ons op elke dag en ons sien die mooi in die dag raak. Ons staan op met die begeerte om te sê, Here, ek soek U. Die Here maak ons wakker in die aand om tyd met ons te spandeer. Die oomblik as jou hart vir die Here gee, luister jy 'n lied en die lied, it just hits different. Jy het die liedjie al baie keer geluister, maar die oomblik as jou hart weer gee, is jy 'n nuwe mens. Die ou ding is verby, die nuwe is hier, maar ons almal ken daai liedjie, dit is 'n ou bekende liedjie, die sonde lê en loer voor elke hart se deur. Om versoek te word is nie sonde nie. Om in versoeking te val, dit is sonde. Om ja te sê vir die sonde wat ons so, en dis hoekom Paulus sê, die Hebreërs skrywer sê, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, afgooi, sodat ons die wedloop met volharding kan hardloop. Nou, ek wil net sê een ding, ek sien vanoggend staan ek op 'n podium en as 'n pastoor en oordeel julle en sê, julle sondige mense nie. Maar die gewoonte, nou die gewoonte wat ek wil kom praat vanoggend oor, is die gewoonte van droefheid volgens die wil van God. En dit is 'n kenmerk, 'n karaktereienskap van 'n kind van God, die oomblik as ons sonde doen, om berou te hê vir ons sondes, om na Christus toe te gaan, en om verskoning te vra vir ons sondes, want ons ken die effek daarvan. Ons weet wat sonde gedoen het vir ons, en ons lewe nou nog in die gevolg daarvan. Kyk vir Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Dit was nie die tipe vrug wat hulle geëet het nie, dit was die aksie van ongehoorsaamheid. Sonde is to miss the mark. Om te mis, dit wat die Here vir my gee om te doen, mis ek, omdat ek ongehoorsaam is aan God se woord, en omdat ek gehoorsaam is aan die vyand. Ek was uit die Amplified lees, soos 2 Corinthians 7, verse 9 to verse 11 dan nou.
Hy sê, yet I am glad now, not because you were hurt and made sorry, but because your sorrow led to repentance and you turned back to God, for you felt a grief such as God meant you to feel, so that you might not suffer loss in anything on our account. For godly sorrow, goddelike droefheid, of droefheid volgens die wil van God, that is in accord with the will of God, produces a repentance without regret, leading to salvation. So daar's 'n geestelike droefheid wat die Here vir ons gee, en die oomblik as ons begin praat oor sonde, dan raak ons ongemaklik in die kerk. Want die Bybel sê in die laaste dae gaan die mense net in hulle ore wil gestreel wees. Mense wil net hoor van God se genade, mense wil net hoor dat die Here voorsien vir ons, en is goed wat die Here doen. Ons wil min hoor. Die Here vir ons sê, François, jy is besig om af te dwaal, my kind. Jy is besig om die pad byster te raak. Jy is besig om die merk te mis waarvoor ek jou geroep het, waartoe jy moet gaan, en ons praat nie oor dit nie. En ons lees in Juda in die Nuwe Testament, ek wil lees hierso. Ag, in Judas 1 praat hy oor in die laaste dae gaan ons hierdie goeie sien. In die laaste dae gaan ons hierdie goed ervaar en beleef, en dan kom hy verder, hy sê, en aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te red. En ook die kleed moet julle haat, wat deur die sonde bevlek is. Broers en susters, dit is tyd dat ons bietjie in die vuur ingaan, en dat ons vra, en dis my hart vanoggend om vir jou te vra, is jy nog op die regte pad? Want as ons die hele tyd net die ore streel ons die ore van die mense tot in die hel in. Want wat is ware liefde vir ons mense? Om te hoor, gaan jy saam met my hemel toe. Dis ware liefde. Dis eintlik waaroor die evangelie gaan. Waar Christus vir ons kom sterf aan 'n kruis, sodat jy nie hoef die ewige dood te beerwe nie. Hy gaan verder, but worldly sorrow, the hopeless sorrow for those who do not believe, produces death. So daar's twee tipe droefheid waarvan die woord van God praat. Goddelike droefheid wat lei na redding, onberoulike redding, daai wat jy voel, Jesus Here, ek wil niks anders hê buite in God nie, en dan is daar 'n wêreldse sorrow, 'n wêreldse droefheid, en ons gaan nou oor dit gesels. For you can look back and see what an earnest and authentic concern this godly sorrow has produced in you. Jy kan teruggaan in jou lewe, die eerste keer dat jou hart vir die Here gee, wat het jy beleef? Droefheid. Van daai droefheid het jou laat besef, het ons laat besef, ek het 'n redder nodig. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Julle, ons hoor van soveel stories van mense wat hulle lewe wou neem, en die Here maak dit 'n divine appointment, dat daai mense die evangelie hoor, hulle voel die droefheid, en sê, Jesus Here, ek is 'n sondaar, wees my asseblief genadig, en ons het hierdie goddelike droefheid in ons, dis Here, maar ek het niks anders nodig nie, ek het niemand anders nodig, en sonder jy nog ooit die evangelie gehoor het, weet jy het 'n verlosser nodig, want jy weet jy's verlore. En is 'n godly sorrow wat God in jou hart plaas om hom te vind. Broers en susters, ek wens ons kon besef hoe die Here na jou vra. Ek wens ek en jy kon vanoggend besef hoe die Here na jou soek. Ek wens ek en jy kon besef hoe die Here na jou roep. Maar soms moet ons nie meer oor sonde praat nie. Ons moet meer preek oor daar's 'n hel en ons 'n ewige lewe nie. Want ons sê, almal is kinders van God, die wêreld, die mense is kinders van God, die woord van God, jy is alleenlik 'n kind van God deur die bloed van Christus Jesus. Dis dwaalleer as ons sê, almal is kinders van God, want dan doen ons net aanhou sonde. Maar as almal van ons kinders van God is, waarom Jesus dan? Maar almal van ons kan 'n kind van God word. Hy gaan verder. See what an earnest and authentic concern this godly sorrow has produced in you. What vindication of yourselves against charges that you tolerated sin. With indignation at sin, what fear of offending God. What longing for righteousness and justice. Dis wat daai geestelike droefheid doen. Dat jou smag na regverdigheid.
Dit laat jou smag na 'n skepper wat jy nie eens geweet het bestaan en wat na jou roep nie. Wat jy nie eens weet jou naam ken nie. What passion to do what is right. What readiness to punish those who sin and those who tolerate sin. At every point you have proved yourself to be innocent of innocent in that matter, in the matter. So vanoggend wil ek vir jou vra om introspeksie te doen. Vir ons vra om introspeksie te doen. En dalk het jy nog nooit eintlik die evangelie gehoor nie. Die evangelie is die volgende. 'n Almagtige God. Daar was skeiding tussen jou, tussen ons en hom. En hy besef hy moet iets doen. En hy stuur sy seun Christus Jesus. Christus wat sy hemelse woning prys gegee het om 'n mens te word soos ek en jy. Sonder sonde en vlekloos. En hierdie sê ek met groot liefde en hoor my hart vanoggend asseblief. Wat se druk was daar op Christus Jesus om nie sonde te doen nie? Want die Bybel sê hy is in elke opsig versoek net soos ons. Wat se druk was op ons koning se skouers? Buite die feit dat hy geweet het, hy moet sterf aan 'n kruis. 'n Kruis wat 'n skande dood is. 'n Kruis wat 'n heidense dood is. 'n heidense, die Romeinse manier van punishment was. Sterf aan die kruis vir jou en vir my. Wat hy kom sterf het, want die Bybel leer ons dat die loon van die sonde is die dood. So Christus kom en hy tree in en hy sê, okay, daar is ons 'n fisiese dood, maar daar is nie meer vir jou 'n ewige dood nie, want ek het die prys betaal vir jou. Ek het jou skuldbrief gevat, ek het dit vasgenaal aan die kruis, dit is volbring. En daarom is daar vryheid en verlossing vir ons as kind van God. Vir ons as mens eerstens. En dan word ons kind van die lewende God. So die Bybel praat van bedroefheid volgens die wil van God en bedroefheid volgens die wêreld. Nou droefheid volgens die wêreld lei na die dood soos ons gelees het. So dit is belangrik vir ons om te onderskei wat se droefheid ons voel wanneer ons praat oor sonde. En asseblief julle, ek oordeel nie en ek kan nie. Want die Bybel sê hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Ek sal my klip ook moet neersit. So asseblief, en Marnys, ek mag dit nie sê nie, is hy in die kerk vanoggend. Okay, cool. Sy sê ek mag dit nie sê nie, maar die feit dat ek 'n pastoor is, beteken niks perfek nie. Beteken ek maak ook foute. Ek raak ook kwaad. Ek is ook mens. Die feit dat ek hier voor staan, maak my nie beter as enige mens. Jy sluit my nie af van hierdie preek nie. Sê dankie tog, Here, ek is nie soos hierdie mens hier so voor my nie. Maar die oomblik as jy praat oor sonde, oor goed wat die Here met jou, en die rede hoekom die Here met jou praat oor hierdie goed, is omdat hy jou wil verder vat in jou verhouding met hom. Maar is sekere goed wat jou weerhou van fellowship. Daar is sekere goed wat jou weerhou van God af. En niemand kan dit vir jou sê, behalwe God nie. So my hart vanoggend is, mag die Here vir ons daai droefheid gee volgens die wil van God, dat jy kan sien, dat ons kan sien, wat is dit wat ek moet neerlê? Nou kom ons kom gou by die droefheid volgens die wêreld. Nou wie van ons is al uitgevang iets verkeerds doen? Ek sekerlik almal van ons is al uitgevang sonde doen of iets verkeerds doen, of jy het gejok of het iets gedoen, en jy's uitgevang. Ek kan onthou, en ek kan hierdie goed sê, want my ma is ook in die kerk, ek kan onthou, ek was in graad 7, miskien moet ek dit nie sê, dat die kinders, toe maar. Ek was in graad 7 en ek het geleer. Ek het met die beste gedoen in skool, want skool was die lekkerste tyd van my lewe. Ek was in graad 7 gewees en ons het bietjie gaan stokkies draai. Die van die kinders, dis nie net dit nie. Stokkies draai is bank. Maar ons het 'n bietjie gaan bank met die tannie se papsak. Toe maar my maale weet hierdie goed is niets nie. En die tannie se siggies het ons mee gaan bank. In 'n kompleks, in ons skoolkleertjies, hierso sit ons, en so hoor die buurvrou, maar hier's dit jolig. Sy's nie genooi nie, so sy seker jaloers.
en sy bel die skool en sê, luister, hier is 4 kindertjies, wat hier sit, en leer. En ons weet van niks nie, ons gaan aan, en dit is lekker, en volgende oggend roep meneer Adolf ons in, is nie 'n noemnaam nie, sy naam is regtig Adolf, ons het hom Hitler die noemnaam bygegee, en hy sê, luister julle, ons weet wat julle gedoen het gister, en nou, nee, meneer, nooit, nee, hy sê, of julle gaan vir jou male sê, maar julle gaan julle, en dan sal ek môre jou male bel, om te hoor of julle vir hulle gesê wat julle gedoen het. Oh my goodness. Is ek uitgevang en dadelik is ek jammer. Dadelik voel ek bedroef, ek voel skuldig. Nou moet ons besef, is jy skuldig, voel jy skuldig omdat jy uitgevang is? In ander woorde, sê jy, as jy nie uitgevang is nie, sal jy aanhou hierdie sonde doen? Sal jy aanhou hierdie goeders doen, as jy nie uitgevang is nie? So gebeur dit toe, en oh man, ek die hele dag, ek weet nie wat om te doen nie, en dit was die langste, dit was die vinnigste dag van my lewe, because time flies when you're having fun, and time flies when jy vir jou ouers wag om vir hulle te vertel, jy het gerook en gedrink op laerskool. En so asseblief vir julle ouers, ek onthou dit glad nie, ek sê is glad nie goed, dis wat ek sê, ek weet ons lag oor dit, maar asseblief, kinders moenie dit doen nie, dit is nie reg nie, maar in elk geval, en hier lê ek in my bed, en dit raak, en my maal is hier, het is tyd om te slaap, en ek huil, nou wil ek nie hard huil nie, want ek wil nie meer my maal in die kamer in kom nie, my maal kom in die kamer in, yes, en nou, as julle Tannie Louise ken, sy kon pak gee, julle, dit was aaklig, sy was 'n tiran, ek joke, maar ek lief vir mamma hoor, maar sy kon pak gee, en ek huil, julle ek huil, en ek weet hier is moeilikheid nou, en ek beleef iets van God se vaderhart daai aand, en ek vertel my ma, my pa, en ek seker dit was vir 'n helse skok gewees, helemaal 'n groot skok gewees, en my ma sê, as niks wat jy kan doen, wat maak dat ons jou minder lief het nie. Dit was nie goed wat ek gedoen het nie. Maar ek iets geleer van God se vaderhart. En ek sê nie asseblief gaan doen iets wat hom nie behaag nie, is wat ek sê nie. Maar ons niks wat jy kan doen, wat jou diskwalifiseer van God se redding nie. Ons niks wat jy kan doen, jy kan nie te ver val vir jou om nie gered te word nie. Al wat vir jou kos, is die droefheid van die wil van God, om jou te bring na 'n plek toe, wat jy huil voor Here, en sê, Here, ek is so jammer, ek berou hierdie keuse, ek berou die besluit. Die probleem met ons society waarin ons leef, is dat ons sugarcoat sonde. Ons praat nie meer dat oor saam bly sonde is nie, want lewe is duur. Finansies is baie tyd. So is beter vir ons as ons saam bly, want ons spaar ons ten minste geld. Dink jy nie vir een oomblik, as ons op die regte manier sal wil leef wat die Here vir jou en jou man, jou toekomstige man sal voorsien as julle nie saam bly nie. Ons praat nie meer dat jok 'n sonde is nie. Ek joke net, ek ooreageer, ek oordryf, 'n leuen is 'n leuen. Ons praat nie meer oor verslawings nie, want dis my coping mechanism. Dis waarmee ek cope in hierdie wêreld. En ons praat nie meer oor hierdie goed nie, want ons sugarcoat dit, en hoe meer ons hierdie sonde sugarcoat, hoe meer lekkerder word vir ons as mens, en hoe lekker dit vir ons as mens word, hoe verder dryf ons weg, of beweeg ons weg van God die Vader af. En daarom kan ek nie vir jou sê wat sonde in jou lewe is nie, maar God kan. Wanneer ons wêreldse droefheid kry, of beleef, is ons jammer omdat ons uitgevang is. En daai droefheid hou 'n week. En dan begin jy weer so stelselmatig weer terugkom in hierdie gewoontetjie in. En dan die hartseer ding is, jy word so slim dat jy nie uitgevang word nie. Jy word so slinks dat jy nie uitgevang word nie. Totdat die Here jou weer gryp, soos 'n oggend soos hierdie, en sê, Franse, wanneer gaan jy stop met hierdie ding? Wanneer gaan jy ophou sonde tolerate in jou lewe? Wanneer gaan ons klom, en asseblief, julle, ek oordeel nie asseblief oor my hart, maar ons moet praat oor hierdie goed.
Want ware liefde is om te kyk of ons okay is. Ware liefde is om nog te hoor, hy is nog op die regte pad. Ware liefde is om ewigheid te deel met ander mense. En dis hoekom ek sê, ons kan die Here vir jare dien, maar nog steeds hierdie sonde koester. Ons dien die Here op 'n Sondag en dit is vir ons lekker, maar ek's nog gemaklik in my sonde. Hierdie is vir my nog 'n lekker ding. En die oomblik as ons begin praat, jy sal weet wat 'n sonde in jou lewe is, en die oomblik as iemand vir jou sê man, moenie my oordeel nie. Is dit nie dan 'n punt wat die Here vir jou wil hê, hierdie ding wil ek hê jy moet uithaal, seun, dogter. Kom haal hierdie ding uit. Want hierdie ding weerhou jou van my af. Nou baie keer wanneer ons praat oor verslawings, en ek gaan dit mooi sê, party mense sal dit kry, ander mense nie. Praat ek nie net van blue movies nie. Ek sê dit net bietjie PG vir die kinders. Want ons dink altyd wanneer ons dink verslawing, dit is dit. Maar dis nie net dit nie. Verslawing is enigiets waarna toe jy hardloop vir troos. In plaas van na God toe. Wanneer moeilikheid kom, na wat gryp jy eerste? Na jou verslawing of na jou God? En dis 'n indikasie van waar lê jou hart. Dis 'n indikasie van waarmee is jy besig. En dis 'n probleem in die era waarin ons leef, want dit raak ons coping mechanism en is 'n valse waarheid. Want jy sit nog steeds by die seer. Jy sit nog steeds by die droefheid wat nie regkom nie, en dan raak jy mak en gemaklik in jou sonde. En dan dryf jy al hoe verder weg van God af. Jy hoor hom nie meer praat nie. Jy voel hom nie meer in die worship diens nie. Jy raak krities oor ander mense. Jy begin te compare met ander mense en dink, maar joh, gelukkig is ek nog nie so nie. Besef ons dat sonde voor God gelyk is. Jesaja 5 vers 20, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wee jou, wee die een wat sê sonde is goed. Ekskuus julle. En die probleem is, ons begin te compare. Dink maar, my sonde is nog nie so erg soos daai ou se nie. Lukas 18 vers 9 tot vers 14 sê, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag, presies dit, I'm self-righteous, ek is okay, ek is gelukkig nog nie soos hierdie ou nie. Hierdie gelykenis vertel, 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 'n fariseer en 'n ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver weggestaan, en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my as sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Vir geen oomblik gaan ek jou sonde uitroep vanoggend nie. Maar wat se een van hierdie 2 is jy vanoggend? Hierdie tollenaar wat amper nie eens wil opkyk nie, want jy voel, Here, as ek in die oog kontak maak, sal ek sekerlik sterf. Maar Here, wees my as sondaar genadig. Wees my as 'n rower, as 'n onregverdige, as 'n egbreker, as ou wat steel, as ou wat vloek, as ou wat verslawing doen, as ou wat dit, Here, wees my as sondaar genadig. En ek verstaan ons nie sondaars in Christus Jesus nie, maar die vlees gaan altyd jou probeer laat terugval, jy gaan altyd terugverlang na die vleispotte van Egipte. En jou beloofde land lê voor jou, en die Bybel sê, julle is tot vryheid geroep, moet nie julle vryheid misbruik om weer om onder die juk van slawerny te val nie. Matteus 7 vers 1 tot vers 5, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer,
maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splint uit jou oog te haal, en kyk in jou eie oog is die balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer te haal. Introspeksie is ontsettend belangrik, en dis hoekom hierdie gewoonte so belangrik is, die gewoonte vir die droefheid van na die wil van God. Kyk hoe direk is die woord oor sonde. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit onderbreek hulle aan die heerlikheid van God. Broers en susters, sonde bring skeiding tussen jou en die Here. Sonde bring skeiding tussen my en die Here. Sonde keer my om te groei. Sonde bring skuldgevoel, guilt en condemnation, wat die Bybel vir ons sê, daar's nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar die Bybel sê ook, die Heilige Gees kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde om jou te laat besef, om ons te laat besef, ek het 'n redder nodig, ek kan nie so aangaan nie, want ons niks nie die wêreld wat jou kan vergewe buite in Christus Jesus nie. Daar's niks wat jou kan laat cope in hierdie wêreld buite in Christus Jesus nie. So die Heilige Gees kom oortuig ons van sonde, nie om ons te oordeel en sê, o, jy gaan reguit hel toe. Maar die Here gee vir jou 'n alternatief, om te sê, my kind, hierdie wat jy doen hier, is nie reg nie. Mag jy vir ewige lewe. So die Heilige Gees kom oortuig ons in ons hart, en dit is daai droefheid. Die droefheid van God, die droefheid volgens die wil van God, the sorrow of God. En die tollenaar het ver weggestaan en wou self sy oë na die hemel ophef en iemand op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Want as ons nie eerstens besef daar sonde in jou lewe nie, gaan jy nie verlos word van jou sonde nie. As ons nie eers gaan besef dat dit is verkeerd van my om aanhou sonde koester, gaan ek nie verlos word van die sonde nie. En gaan jy goed mis in jou geestelike groei, wat jou trek na die Here toe. Ons moet terugkom om berou te hê oor ons sondes. Dis om te breek oor jou sonde en om nederig voor die Here te staan en jou te bekeer. Ek wil vanoggend vir sê, het maak nie saak wat jy gedoen het nie, wat jou sonde is nie. Laat toe dat goddelike droefheid jou oorneem en laat toe dat dit redding en verlossing bring in jou lewe. En ek dink wat dit ook moeilik maak en is omdat ons in Riversdal bly en almal ken almal. Is dit moeilik vir ons om uit te kom as daar sonde in my lewe is? Want wat gaan die mense dink? So what die mense dink? Ons was gisterand by Passion gewees in die Kaap en Tim Tebow, 'n groot hond van 'n mens. Dit is en as ek sê 'n groot hond is die groot ou, is 'n fris ou, maar man vol van die Here. En hy maak 'n uitnodiging en hy vra die mense om te staan, die wil harte vir die Here gee. En hy sê, because we want to celebrate you. We want to celebrate you for being saved. En ek besef, Here, wanneer laas het ons iemand ge-celebrate wat sy hart vir U gee? Wanneer laas het ons vir iemand ge-celebrate wat sonde gelos het vir Christus Jesus? Dis nie eintlik veronderstel wat ons moet doen nie, maar die kerk van Christus oordeel. Die kerk van Christus kyk en dink, ek het geweet, ons iets fout, ek het jou gesê, liefie. Dis wat ons doen. En dis wat dit moeilik maak wanneer ons in Riversdal bly. Want ons sien mekaar ken mekaar braai, ons sien mekaar by die kerk, ons sien mekaar in Bredasdorp, ons sien dieselfde mense in Swellendam, ons sien dieselfde mense in die Spar, ons sien dieselfde mense in die apteek, ons waai vir dieselfde mense op dieselfde tyd, wat die kind op dieselfde tyd aflaai, elke selfde oggend. Ons sien mekaar die hele tyd. Oppas dat dit nie 'n lokval word vir ons hier in Riversdal om nie vry te kom nie. Want is ons nie veronderstel om mekaar te celebrate nie. Romans 2 verse 4, or do you have no regard for the wealth of his kindness, God sinne, and tolerance and patience, in withholding his wrath? Are you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance? That is to change your inner self, your old way of thinking, and seek his purpose for your life.
besef ons dat jy het vandag, en ek het vandag 'n geleentheid, as gevolg van God se goedheid, om verlos te word van dit wat jou vashou. En jy kan vanoggend sê, man, Frans, verlos my. Moenie met my praat oor hierdie goed nie, en is reg. Maar nie een van ons kan sê ek het nie geweet nie. Nie een van ons kan sê ek het nie 'n kans gehad nie, Here. Die begin van redding is om te besef daar's sonde in my lewe en daar's iets in my lewe wat ek koester. Om te besef daar's sonde, om te besef daar's iets wat ek soek buite in Christus. En net jy en ek weet wat dit is. Ek maak klaar met hierdie skrifvers in 1 John 6 verse 10. Donel, kan jy gou kom speel asseblief? En asseblief ons speel nie klavier om 'n atmosfeer te skep dat ons juis op 'n plek omdat ons sonde bely nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons probeer nie iemand manipuleer nie. Maar toe koning Saul demoon besete was, wat het die Here vir Dawid gesê om te doen? Sy harp te vat en te gaan speel. Die Bybel sê het bedaar. En die bose gees van my weggegaan. So sê dat ons wil kom atmosfeer skep en ons sê nadat 5 mense laat vir Here gegee het ons doen nie. Ons wil net 'n atmosfeer of 'n geleentheid van verlossing skep. 1 John 1 verse 6 to verse 10. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness of sin, we lie and do not practice the truth. So hier is iemand wat sê ek het 'n verhouding met Christus Jesus. We lie and do not practice the truth. But if we really walk in the light, that is live each day and every day in conformity with the precepts of God, wanneer ons is in eenheid met dit wat God vir ons sê, as he himself is in the light, we have true unbroken fellowship. Want wat bring broken fellowship? Sonde. En man, is dit nie iets wat ons soek nie? Is dit nie iets waarna jy smag in jou lewe, daai unbroken fellowship with the King? The unbroken fellowship with the Father. The unbroken fellowship wat jy wakker word in die oggend nie voel is. Die Here leef. Have unbroken fellowship with one another, he with us and we with him. And the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and manifestations. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude ourselves and the truth is not in us. His word does not live in our hearts. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with his will and purpose. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with his will and purpose. If we say that we have not sinned, refusing to admit acts of sin, we make him out to be a liar by contradicting him, and his word is not in us. Broers en susters, ons het 'n geleentheid vanoggend. Jy en ek het 'n geleentheid vanoggend. Mag ek vanoggend vra, luister na jou droefheid volgens die wil van die Here. Moenie teen die droefheid gevoel skop nie. Dis die Here wat jou trek na hom toe om vry te kom. Jy weet wat dit is. Ek weet wat dit is in my lewe. Maar so vinnig
val ons in tradisie van kerk hou. Ons sing, ons preek, ons koffie daar agter, moenie as huis toe gaan nie, is lief vir ons waardeer julle, ons gaan huis toe, na staan Frans by die deur en hy groet jou. Dat ons mis oomblikke soos hierdie. Want as ons werklike liefde vir mekaar het, sal ons juist kyk of ons nog op die regte pad is. En ek wil jou vra, is jy? Is jy nog op die regte pad? En julle moet vir my vra, Frans, as jy nog op die regte pad? Moenie aanneem. Moenie aanneem ek's okay nie. Ek's nou okay, ek bedoel net, moenie aanneem omdat hy pastoor is, hy het seker, en mense sê dit altyd, jy het 'n one-way connection hemel toe. Ek het nie. Ek voel ook soms ver van die Here af. Ek is ook soms moeg. Vergeet ook maar op te staan om te bid. Partykeer snoes ek die wekker, want ek wil nie nou bid nie. Moenie skop teen die droefheid wat die Gees van God bring nie. Dit is ongemaklik, maar dit bring verlossing. Dit is een awkward oomblik vir jou om verlos te word van jou sonde af. En julle is so eenvoudig, ek weet die sondagsgebed is nie die woord nie, maar is so eenvoudig om te bely en om te glo. So eenvoudig. Dat jy het nie eintlik 'n pastoor nodig om vir jou te bid nie. Ons wil die geleentheid gee vanoggend. Ons sluit die oë. Vader, Here, ek wil vanoggend bid en ek wil vra dat jy ons harte kom werk asseblief, Here. Here, ek wil bid dat U vanoggend daai droefheid kan gee volgens die wil van God. Wanneer ons dink ons word nie uitgevang wanneer ons sonde doen nie, in die geheim nie. Maar ons besef nie dat die Here ons sien nie. En ek wil nie op gevoelens speel nie. Dit ek kom doen vanoggend nie. Here, ons wil die geleentheid gee. As daar iemand is wat voel, Jesus, Frans, so ek koester sonde. Ek is besig met die verkeerde goed. En niemand weet daarvan nie. Ek is besig om my blydskap te verloor, omdat ek so die begeerte van sonde probeer voed. Ek is besig om my verhouding met God te verloor, omdat ek so die begeerte van hierdie sonde voed. En hoekom is hierdie 'n goeie gewoonte? En dis 'n kenmerk van geestelike groei, die oomblik as daai sonde kom, die oomblik as ons iets verkeerd om dit te identifiseer en om te gaan bely by God die Vader. En die feit ons die Here dien, beteken nie ons gaan nooit weer foute maak nie. Dit beteken wanneer ons 'n fout maak, is U regverdig en getrou, dan is ek bely om my te vergewe. En Vader, ek weet daai ding van, wat gaan mense van my dink, as ek hier in Riverstal bly, en ek staan op as Frans of Frans, daar sondes die koester. Of wat as ek my hand opsteek en iemand sien my as ek my hand opsteek, of die ou langs my voel, steek ek my hand op. Here, ons kan nie die kans laat verbygaan nie. Ek wil vra vanoggend, terwyl die oë gesluit is, asseblief moenie rondkyk nie. Asseblief respekteer die ou langs jou. Maar as jy vanoggend voel, soos hierdie tollenaar, Here, wees my as sondaar genadig. As jy sonde koester, wil ek vra dat jou hand sal opsteek en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here.
Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Abba Vader. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Vader het die hande gesien wat opgegaan het. En Vader, die eerste stap van genesing ons om te erken. Maar ons iets in my lewe en dit is nie 'n swak punt nie, dit is eintlik 'n sterk punt. Maar sonder dat ons dit erken, kan dit baie maklik vir ons weer 'n ding raak van dan leef ek maar net voort in dit. Here, dankie dat ons nog U stem kan hoor. Dankie dat ons nog bereid is om te reageer op U stem. En Vader, bid ek dat jy elke persoon het hulle hand opgesteek het, iemand hulle kan kom journey. En ja, Here, ek verstaan die sondaarsgebed. Dit is 'n riglyn wat ons bid om van ons weet wat om te bid, nie vir mense om hart weer te gee. En dis weer eens net 'n gesprek. En dis 'n ideale voorbeeld van 'n tollenaar wat sy bors slaan en sê, Here, wees my as sondaar genadig. En dis al wat ons hoef te sê. Here, kom wees my as sondaar genadig. En Vader, dalk is hier van ons wat met goed sit en op die regte tyd sal U met ons werk vir dit, Here. Op die regte tyd sal U in ons werk om ons vry te maak van dit. Here, mag ons nie te lank wag sodat daai ding posvat in ons hart en ons verinner weer en verniel nie. Asseblief, Here. En Vader, as jy iemand is wat vir die eerste keer die evangelie hoor, dat hy liefde sal voel. Dat hy liefde kan beleef, Here. Dat ons kan voel en weet die Here het jou lief en die Here sien jou raak. Vader, mag hierdie gewoonte iets wees wat ons herhaaldelik gaan besoek. Dis omdat 'n gewoonte is, Here. Die gewoonte van droefheid, volgens die wil van God, godly sorrow. Om bedroef te wees en berou te toon vir ons sondes. Want ons weet wat dit gekos het om ons los te koop. Vader, my gebed is dat elkeen van ons vanoggend sal voel ek hoort hier. Want ek bedoel hier, by die voete van Christus Jesus, ek hoort hier. Ek hoort hier, Here. Ek hoort nie teenwoordigheid. En het is goed vir my om naby Jesus te wees. En so vra ek, Here, dat U ons kan seën vanoggend. Here, ek bid, kom vul ons asseblief, Abba Vader. Ek bid dat U ons kan krag gee hierdie week, dat U vir ons die wysheid, kennis en insig kan kom gee in hierdie week wat ons nodig het, Here. En Here, mag ons nie hierdie ligtelik opvat wat U vanoggend kom doen het nie. Here, as U met ons nog wil werk, as ons huis toe gaan, Here, laat dit so wees asseblief, Here. En Here, U kom sterf vir my sondes, sodat ek vir ewig kan leef. En Here, ek bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.